Goeiedag, baie welkom by hierdie tweede van ons Pinkster temas vir 2020. In besonder is ons tema hierdie jaar Jesus se kruiswoorde en dan ook hoe sy woorde aan die kruis ook vir die kerk iets vertel vir ons roeping in hierdie wêreld. Gister het ons gekyk na die tema van Jesus wat gesê het, Vader vergeef hulle. Vandag kyk ons na die tema waar Jesus gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar voordat ons verder gaan, kom ons luister eers na 'n lied, Vlam 390, wat opgeneem is deur ons gemeente se begeleidingsgroep onder leiding van Dr. Jan Bekes. Ek wil vir ons vandag lees uit Lukas, hoofstuk 23. Ek gaan vir ons lees by vers 33. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. En dan vers 39, een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek lees vir ons net tot daar. Gister het ons vir mekaar gesê, dat toe Jesus aan die kruis gebid het, Vader vergeef hulle, dat daardie hulle maar eintlik ons is. Ons wat die genade en die vergifnis van God in Jesus Christus nodig het. Dit is deur ons sondes, deur ons oortredinge dat Jesus daar aan die kruis moes hang. Op grond van die vals getuienis wat deur die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die Joodse leiers afgelê is, word Jesus dan soos 'n misdadiger aan die kruis gespyker. Maar saam met Jesus was daar twee skuldiges, twee regte misdadigers gekruisig. Ek het baie jare gelede 'n vertaling van die Bybel gesien wat geïllustreer was
amper soos 'n strokiesprent, of soos ons in die ou dae gepraat het van 'n komiekboek. By die kruisigingstoneel was die twee persone wat as misdadigers uitgebeeld het, twee regte skerminkels gewees, met woeste hare en woeste baarde en wreedaardige uitdrukkings op hulle gesigte. Twee regte kriminele. In die boek Jesaja kry ons die beeld van die diensknegt van die Here. Ons ken die gedeelte Jesaja 52 en 53. Jesaja 53 lees ons vers 9. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood. Al het hy geen misdaad gepleeg nie en al was hy nooit vals nie. Vers 12. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. Ons sien iets in hierdie teks in Jesaja, ook iets van die kruisgebeure waarvan ons lees in Lukas 23. Nou Lukas beskryf vir ons dat twee misdadigers saam met Jesus gekruisig is. Een aan sy linkerkant en die ander een aan sy regterkant. Die Griekse woord wat Lukas hier gebruik om die misdadigers te beskryf, is die woord kakouros, wat 'n samestelling is van twee Griekse woorde wat sleg en doen beteken. So in kort word hulle beskryf as twee slegdoeners, twee kwaaddoeners, of soos ons dan dit ken, twee misdadigers. Dieselfde woord word ook in Lukas 10 gebruik vir die rowers wat op die pad die man oorval het, in die gelykenis wat Jesus vertel van die barmhartige Samaritaan. Ons weet ook dat die kruis was veral 'n metode wat deur die Romeine gebruik is om politieke misdadigers tereg te stel. Dit was gereserveer vir vyande van die Romeinse ryk. En daarom was hierdie twee misdadigers wat saam met Jesus gekruisig is, nie maar net gewone misdadigers nie. Hulle was nie maar net gewone skelms nie, maar hulle was waarskynlik as vyande van die Romeinse ryk veroordeel. Hulle was waarskynlik betrokke gewees by opstande teen die Romeinse ryk en het moontlik selfs van die Romeine en Romeinse soldate doodgemaak. Terloops, die Joodse manier van teregstelling was stenig wanneer iemand met klippe doodgegooi is. En wanneer die Joodse leiers dan vir Jesus voor Pilatus bring, dan steek hulle juist die volk op om te vra dat Jesus gekruisig moet word. Dat hy nie op die Joodse manier doodgemaak moet word nie, maar op die Romeinse manier. Om daarmee vir hom as 'n misdadiger, as 'n vyand van die Romeinse ryk uit te beeld. Lukas vertel vir ons hoe een van die misdadigers wat saam met Jesus aan die kruis was, hom begin tart. Jesus begin spot. As hy sê, Jesus, as jy die Christus is, red jouself en ons ook. En hoe ironies is dit nie? Dat dit wat hy vir Jesus oorspot is juist dit wat Jesus op daardie oomblik besig is om te doen, om hom te red, deur vir sy sonde ook aan die kruis te sterf. Die Griekse woord wat die skare en die misdadigers se uittart van Jesus beskryf, is die woord blasphemeo, wat ons ken in die Engels blasphemy, wat gaan oor om iemand te belaster, om iemand te beledig, dis 'n neerhalende, vernederende, beledigende, vals manier van iemand te praat. Op hierdie manier is die misdadiger nie net besig om vir Jesus te verkleineer, maar is hy juis besig om dit wat Jesus doen, naamlik sy sterwe aan die kruis, as nietig en onbelangrik uit te wys. In Jesaja 53 word die diensknegt van God beskryf as, hy was verag en deur die mense verstoot. 'n Man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag en ons het hom nie gereken nie. In Psalm 22, die bekende psalm, wat ons ook in die lydingstyd lees, staan daar van vers 7, maar ek is 'n wurm nie 'n mens nie, ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien spot my, hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry as hy dit so baie van hom hou. Dit waarvoor ons hier lees in Jesaja 53 en Psalm 22, is presies dit wat ons ook hier in hierdie kruistoneel vind. Die skare, die Romeinse soldate, die Joodse leiers en ook hierdie misdadiger wat Jesus probeer verkleineer, wat hom bespot
vir wie hy is, vir dit wat hy aan die kruis besig is om te doen. Maar dan gebeur daar 'n merkwaardige ding. Die ander misdadiger, wat dalk iets aangevoel het van die onreg wat in hierdie situasie besig om te gebeur. Wat dalk iets aangevoel het van die onreg van die gebeure, dat Jesus onskuldig is, daag die ander misdadiger uit. Hy sê vir hom, is jy nie bang vir God nie? Hy sê, ons ontvang die dood, die teregstelling, die veroordeling wat ons verdien. Maar Jesus is eintlik onskuldig. Wat my laat vermoed dat hierdie man meer as net 'n gewone misdadiger was. Dat hy dalk werklik een van die vyande van die Romeinse ryk was. Dat hy juist veroordeel is as 'n opstandeling. In die tyd van Jesus was daar Joodse groeperinge wat hulle self beywer het vir die bevryding van die Joodse volk. Wat politieke groeperinge gevorm het, wat probeer het om die Romeinse ryk te ondermyn. Wat in opstand gekom het, wat rebelle was. En hierdie man was dalk waarskynlik een van hulle gewees. Wat natuurlik geglo het ook dat hy in die naam van God, in die naam van die Joodse godsdienst en geloof, in die naam van Israel, die reg gehad het, om dan ook in opstand te kom teen die Romeinse ryk. Dalk het hy net genoeg gehoor rondom die verhoor van Jesus om te besef dat Jesus nie een van hierdie mense was. Dat hy nie verdien het om aan 'n kruis te sterf, dat hy eintlik onskuldig was. En daarom draai hierdie man na Jesus toe. En hy sê vir Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Hierdie man erken dat hy skuldig is, dat hy die dood eintlik verdien. Maar dalk het hy ook net genoeg gehoor van Jesus om te besef, dalk is hy die Messias, dalk is hy die verlosser, dalk is hy die een wat die verskil gaan maak. En daarom, terwyl hy sterwend is, wend hy hom tot Jesus. Ons moet mooi hoor, hierdie man maak nie hierdie vreeslike geloofsuitspraak of uitspraak oor geloofsekerheid. Maar hy maak die eenvoudige uitspraak, Jesus, dink aan my. Hierdie is die eenvoudige versigtiging van iemand wat maar net kan hoop dat daar vir hom ook vergifnis en verlossing kan wees. Jesus se onmiddellike antwoord, sonder huiwering, sê Jesus vir hierdie man, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is die woord amen, wat beteken, dis die waarheid of dit sal so wees. Dis waarmee ons gebede ook afsluit. En Jesus sê vir hierdie man, amen, dit sal so wees. Nou, ek wil nie ingaan in die teologie van oor die paradys, en wat dit beteken as Jesus sê vandag nie. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Die sleutel egter hier is wat Jesus sê, ja, regtig, jy gaan saam met my daar wees. Ons gaan saam daar wees. In kort sê Jesus vir hierdie misdadiger, ja, jy is gered. Die sanger Don Francisco het 'n paar jaar terug 'n aangrypende lied opgeneem, waarin hy op sy unieke wyse hierdie hele kruisverhaal uitbeeld. In hierdie lied, wanneer ons by hierdie moment kom, waar hierdie man dan ook sy geloof verklaar in Jesus het, dan kom daar 'n wending ook in die musiek. En dan gaan hierdie musiek oor in 'n loflied. Kry mense die beeld van hierdie misdadiger wat een oomblik aan die kruis hang en die volgende oomblik deel is van die geloofskare voor die troon van God. En dan is die refrein van hierdie lied, Jesus is the Lord of all, we have been redeemed. Hierdie man se verhaal is ook my en jou verhaal. Hierdie verhaal beklemtoon dat daar vir elkeen van ons hoop op verlossing is. En dit maak nie saak of ek vir 'n 1000 jaar Christen is, of vir 1 sekonde nie. Ons ontvang dieselfde genade. Ons ontvang almal dieselfde verlossing. Iemand beskryf dit baie mooi. Hy sê, this dialogue between Jesus and the criminal reminds us that the true impediment to salvation is not sin, but self-righteousness. It is in our humble repentance that we receive the gift of divine mercy. En dit is wat hierdie toneel vir ons verduidelik.
dat in die eenvoudige woorde van 'n nederige belydenis, Here, dink aan my. Daarin lê daar verlossing. En dit is maar my en jou verhaal ook. Dat ons kan weet, Jesus ook aan die kruis, ook as ware vir my en vir jou kom sê, vandag sal jy ook saam met my in die paradys wees. Dis 'n sekerheid waarop ons kan vashou. Dis 'n stuk hoop waarop ons lewens kan bou. Dat dit wat Jesus aan die kruis doen, werklik vir ons vergifnis en verlossing bring. Wat sê dit vir die kerk vandag? Ek dink in die eerste plek wil dit vir ons laat verstaan dat elkeen van ons in die kerk van Jesus Christus welkom is. Ongeag van my agtergrond, ongeag van geslag of ras of seksuele oriëntasie, niemand se geskiedenis staan in die pad van God se genade nie. En daarom mag ons dit ook nie doen. Soos wat God en Christus niemand uitsluit nie, moet ons ook die mense uitsluit uit die kerk en uit die koninkryk van God. Die kerk mag niemand op enige wyse uitsluit nie, want Jesus het dit nie gedoen nie. Die basis van kerkwees is en bly altyd die geloof in Jesus Christus as die verlosser. Dit moet altyd ons fokus bly. Dit moet altyd ons roeping bly. Ook ons getuienis vir die wêreld, dat Jesus is die verlosser. En dat daar deur hom en deur hom alleen hoop en vergifnis kom. Ek hierdie verhaal kom leer vir ons, dat daar niemand daar buite is, vir wie daar nie hoop is nie. Daar is niemand daar buite, vir wie daar nie plek is, in die koninkryk van God. Daar is niemand van wie ons kan sê, maar Jesus het ook vir jou gesterf. En daarom is hierdie woorde van Jesus, ook deel van die kerk se oop arms uitnodiging in die wêreld, van kom ontdek genade, kom ontdek vergifnis. Maar ek dink hierdie verhaal wil ook vir die kerk kom sê, wees nederig. Wees nederig oor jou verlossing. Wees nederig in die aanvaarding en die ontvang van jou verlossing. Maar dis maar die eenvoudige woord, die eenvoudige hart wat na God keer en roep om hulp, wat gered word. Daarom mag ek en jy in hierdie woorde ontdek, dat Jesus ook vandag vir my en vir jou kom sê, en vir die wêreld, sekerlik, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Amen. Jesus, only you make us worthy. Lord, have mercy. We're begging for mercy. Jesus, only you make us worthy. Betrayal,
holy in your kindness, in your compassion. Blot out our offense, make us worthy. Lord, have mercy. We're begging for mercy. Jesus, only you make us worthy. Lord, have mercy. We're begging for mercy. Jesus, only you make us worthy. Only you, only you. Remember me when you come into your kingdom. Remember me when you come into your kingdom. Oh Lord, remember me when you come into your kingdom. Remember me when you come into your Lord, have mercy. We're begging for mercy. Jesus, only you make us worthy. Lord, have mercy. We're begging for mercy. Jesus, only you make us worthy. Lord, have mercy. We're begging for mercy. Jesus, only you make us worthy. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons bewus kan wees van u groot genade. Dat elkeen van ons wat u ken, dit as 'n groot voorreg moet beskou. Want dit is net genade dat ons die verlossing in Christus kon ontdek en daardeur gered word. Here, maak ons nederig in ons denke oor onsself en oor die wêreld. Om te besef dat ons ook maar net begenadigdes is. Ons het niks om in te roem nie. Ons is niks beter as enigiemand anders nie. Ons is net begenadigdes. Here, help ons om met u genadige oë ook na die wêreld te kyk. Om vir die wêreld ook te kan wys en leer dat daar is plek. Daar is plek in die kerk. Daar is plek in die koninkryk van God. Want Jesus het aan die kruis gesê, vandag, op grond van jou eenvoudige geloofsuitspraak, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Here, gee dat ons daarom in nederigheid vir u sal dien, maar ook die wêreld om ons. Seën ons, Here, in die naam van Jesus. Amen. My gebed vir jou is dat die groot genade barmhartigheid van die Here en die kosbare teenwoordigheid van die Heilige Gees ook vandag by jou sal wees. Mooi dag verder. At the cross, I surrender my life. I'm in
There's a place